Môre aan julle almal, dit is vandag die 24ste Augustus, dis maandag, dis 'n nuwe week, en glo my, dis sommer lekker vars, jy ruik sommer die lengte is op pad. Ek hoor hulle praat van El Niños en ek weet nie wat als nie, dat dit so gaan droog gaan wees, maar ek weet ons het die Here, ons kan bid, hy gee reën, dis hy, die reën is in sy hande, en daarom glo ons en vertrou ons dat ons weer 'n goeie reënseisoen sal hê. So ja, net dit wat sover die lekker weer aan betref, ek hoop jy het 'n goeie naweek gehad. Nou, ek het vanmôre gesit en dink, 'n mens het 'n ingestelde sondebewustheid. Ja, jy kan nie help nie. Voor jy jouself kry, word jy kwaad, jy doen verkeerde goed, jy sê verkeerde goed, man, jy oortree reëls, jy maak foute. Ons almal maak foute. Nou Paulus sê, ons almal het gesondig en dit ontbreek ons van die heerlikheid van die Here. En baie keer word ons moedeloos en kwaad vir onsself, omdat ons kan onsself nie help nie. As jy jouself sien, dan is jy weer in daai probleem. Maar, daar's nog altyd 'n kans. En baie keer voel ons mismoedig. Baie keer voel ons dat die Here het ons vergeet. Baie keer omdat ons sondes doen en werke van die vrees doen, dan dink ons die Here, hy gaan nie meer weer 'n kans gee nie. Ek het vir jou nuus. Hy gaan jou weer 'n kans gee. Vandag is nog 'n geleentheid, want ons gaan luister. Wat sê sy woord? Kom ons hoor 'n bietjie hierso. Ek praat nou vir almal van julle wat vanmôre so 'n bietjie opstaan met 'n verkeerde voet uit die bed uit. Die maandag, moeilike dag wat voor my lê, sê jy vir jouself. Nou Matteus 11 vers 28. Ek gaan 2 versies vir jou gee. Hoor 'n bietjie wat sê. Kom na my toe, daai my toe is met 'n hoofletter, kom na my toe, kom, daar waar jy is, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, vermoeid, ek het hierdie beswaardheid, ek is vermoeid, ek is belas, ek het al die laste van die wêreld, ek moet rekeninge betaal, ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie, en dan sê, en ek sal julle rus gee. Wat beteken rus? Hy gaan ons dat lekker slaap, hy gaan ons vrede gee, hy gaan dit vir ons gee. Hy sê, neem my jou kop en julle leer by my, want ek is sagmoedig en genederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. Nou, hier is nog die een. Ek gaan 'n bietjie verder. In Matteus 12 vers 20. 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie. Baie keer het ek al gesien 'n riet wat so geknak is. Dan dink jy, die ding is nou niks nie. Jy moet hom net afbreek, want hy gaan nie weer aangroei nie. 'n geknakte riet, dink 'n bietjie mooi, 'n geknakte tak. Ek het eendag hier 'n tak in my tuin, 'n boom, en toe snoei ons 'n ander boom, palmboom, en die takke val op hom, en daai tak split sommer so. En toe vat ek 'n tou en ek maak hom styf vas, en glo my, hy het 100% aangegroei. Ja, so doen die Here ook met ons. 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie. En 'n lampet wat rook, sal hy nie uitblus nie. Miskien werk jou ou vuurtjie mee nie, miskien jou liggie wat jy skei, werk nie mee nie. Hy sê, totdat hy die reg tot oorwinning sal aanbring. Wow. Die Here sê vanmôre vir my ene, daar is hoop. Solank ons 'n Here het, is daar hoop. Eendag het iemand gesê, dink net, verskoning, hoe wreed en hoe verskriklik moet dit wees. Die dag as Jesus nie meer op die aarde is nie, sy gees nie meer op die aarde sweef nie, as hy sy kinders kom haal het, dan beteken dit, die Here is nie meer hier nie, maar die Here is nog hier. So vanmôre kan ons hom aanroep. Hy sê vanmôre, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek wil vanmôre vir jou bid. Ek wil net bid. En al wat jy moet doen, kom, wie teken kom, jy moet vorentoe gaan. Jy moet jou hand opsteek en sê, Here, hier is ek. Ek is gebroken, Here, ek is stikkend. Here, ek roep na u vanmôre. En vanmôre wil ek vir jou bid, sodat jy vanmôre antwoord kan kry en rus en vrede vir jou siel kan kry. Die Here het nog altyd voorsien. Hy gaan hierdie week voorsien. Hy gaan vir jou deurbraak bring. Kom ek bid vir jou. Here, baie dankie vir 'n nuwe dag, 'n nuwe week. Dankie vir die somer wat op pad is. Soos u getrou is aan die somers en aan die lengtes en aan die winters, so sal u getrou wees aan ons. Dankie vir blommetjies, dankie vir kinders. Dankie vir asemhaling, dankie dat ons kan leef, dankie dat ons kan Here, net vanmôre ons asem intrek en u bewustheid beleef. U is goed vir ons.
Here, ek wil elke persoon wat vanmôre miskien nie op 'n okay plek is nie, wil ek voorbid. Ek bid vir hierdie persoon, vir 'n deurbraak. Miskien is dit emosioneel, miskien is dit finansiëel, miskien is dit 'n kind, miskien is dit 'n siekte. Ek weet nie, maar ek bid vir hierdie persoon. Ek bid, ek spreek daai probleem aan in Jesus Christus se naam. Dankie daarvoor. Ek loof en prys U naam. Amen. Geseënde dag wil ek vir jou roep met die wens dat jou beste nog steeds sal voorlê. Totsiens, tot die volgende keer.